Dis heerlik om weer aan elkeen van u as kinders van die Here te verwelkom by hierdie geleentheid wat ons 'n bietjie saamgesels oor die hele gedagte van die nuwe lewe en die Heilige Gees. Dit is die derde gedagte in hierdie reeks van Pinkster 2025. En ons het nou al 'n bietjie gekyk na die belangrikheid van die hemelvaart, sodat ons die Gees of trooster kan ontvang wat binne in ons kom woon, sodat ons hierdie nuwe lewe waarvan ons praat, kan beleef wat Jesus aan ons beloof het. Tweedens het ons ook so 'n bietjie gekyk na die werk van die Heilige Gees in die ontvang van hierdie nuwe lewe. Wat hy doen om dit vir ons moontlik te maak om hierdie deel 'n nuwe lewe deelagtig te kan word, wat Jesus vir ons moontlik gemaak het deur sy sterwe en sy opstanding uit die dood. Vandag en ook môre en oormôre as die Here ons spaar, wil ek graag 'n bietjie met u gesels oor wat die Heilige Gees alles in ons lewe doen, elke dag van ons lewe, in hierdie proses om ons te help om al meer die lewe van Christus te kan begin belewe en ervaar, en ons te help om hierdie nuwe oorvloedige lewe te ontdek en daarin ook te kan groei, om al meer te word, dit wat Jesus wil hê dat ons moet wees. En ek wil vandag so 4 aspekte aanraak, en as die Here ons spaar, dan môre en oormôre nog 'n paar van hierdie werkinge van die Heilige Gees in elkeen van ons lewens. Baie mense het die idee dat die werkinge van die Heilige Gees is beperk tot die gawes en die bedieninge, en dis 'n baie groot faktor, ons gaan daarby kom, maar daar's ook ander wonderlike dinge wat die Heilige Gees alles in ons lewe doen, om ons in staat te stel om oorvloedig in oorwinning en deurbraak in Christus te kan lewe, in blydskap en vreugde en vrede, soos wat Jesus dit ook bedoel het vir elkeen van ons. Die eerste aspek wat ek graag vanmôre wil aanraak, kry ons in Romeine 8 vers 11. Daar staan: omdat die Gees van die God wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle dooie liggame weer lewendig maak, deur dieselfde Gees wat in julle woon. En dit is vanmôre baie belangrik dat ons sal besef, dit is die Heilige Gees wat hierdie nuwe lewe in ons werk. Dis nie iets wat ons self kan opwerk, dis nie iets wat ons voor kan werk, daar's nie sekere reëls en regulasies wat ons moet toepas om hierdie nuwe lewe deuragtig te word nie. Nee, dis 'n aanvaarding deur geloof dat Jesus beloof het dat hy sy Gees in jou en my lewe gaan uitstort, en dat daardie Heilige Gees daardie nuwe lewe in ons sal werk. En hierdie gedeelte sê, dis dieselfde Gees wat Jesus opgewek het uit die dode, dis daardie selfde Gees wat in jou en my lewe kom werk, en ons in staat stel om in hierdie nuwe lewe te kan lewe. En die Heilige Gees gaan ons in ons liggame, in ons lewe elke dag, in ons omstandighede, ons ervarings elke dag, wil hy ons lewendig maak, sodat ons in hierdie oorvloed en oorwinning kan lewe, deur dieselfde Gees wat nou in jou en in my kom woon. Die tweede gedagte wat ek graag wil noem vanmôre is in Johannes 14 vers 26, wat ons nou ook al 'n paar keer na gekyk het. En wanneer die raadgewer, of dan die trooster, die Heilige Gees kom, wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opsigte onderrig, en julle ook herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy openbaar ook God se plan vir hierdie nuwe lewe aan ons. Dis sy werk, dis sy taak, dis waarom Jesus hom vir ons gegee het, sodat hy binne in ons kan kom en ons kan herinner aan die woord van God. Ons kan herinner aan die beloftes van Jesus. Ons kan herinner aan al die wonderlike dinge wat hy met ons gedeel het, toe hy op aarde was en wat opgeskryf is in sy woord. Maar hy wil ons nie net herinner nie, hy wil ons ook onderrig, hy wil ons leer, hy wil ons in staat stel om dit wat ons leer en wat ons aan herinner word, te kan toepas in ons lewe elke dag. Hy wil ons in staat stel om in hierdie oorwinning waarvan Jesus praat te kan lewe, omdat ons
volgemaak word van die waarhede van God, volgemaak word van die waarheid van Christus, want hy is die weg, die waarheid en die lewe, en die Heilige Gees se taak is om Jesus te kom verheerlik in jou en my lewe, om 'n werklikheid te kan maak, deur ons te herinner aan alles wat Jesus vir ons gesê het, aan alles wat Jesus gedoen het, en ook vir jou en vir my opnuut te wil aanmoedig, om te kan glo dat dit wat Jesus gedoen het, in daardie tyd, hy vandag nog kan doen. Hy is nog dieselfde Jesus, nog die verlosser, nog die zaligmaker, nog die groot geneesheer, nog die koning van die konings, en die Heilige Gees se taak is, om jou daaraan te herinner, en jou voortdurend te inspireer, om volgens daai heerlike waarhede te kan lewe, sodat die lewendmakende beloftes van Jesus ook kan realiseer in ons lewens. Die derde aspek wat ons kry in Lukas 12 vers 11 en 12, en dis so 'n kosbare gedeelte, wat ons so baie keer oor die hoof sien, en dis 'n belofte wat Jesus maak. Hy sê, wanneer julle voor die sinagoges en die owerhede en die gesagvoerders bring, moet julle nie bekommer oor hoe of waarmee julle gaan verdedig, of wat julle gaan sê nie, want die Heilige Gees sal julle op daardie oomblik leer wat gesê moet word. Wat 'n versekering, wat 'n wonderlike belofte om te gaan staan. So maklik kom ons as kinders van die Here, en ons raak bekommerd oor wat ons gaan sê, hoe ons gaan optree, wat ons moet doen wanneer ons vriende by die werk ons begin aanval, wanneer mense ons begin verkleineer, wanneer ons begin bespot en uitlag, wanneer hulle Jesus in ons teenwoordigheid wil afmaak, en nie wil glo en aanvaar wat ons met hulle deel nie, dan raak ons bang, dan raak ons bekommerd, dan deins ons terug, dan wil selfs as ou Petrus 3 keer Jesus verloon of verraai, deur te sê nee, maar ons ken hom nie, en dan gaan baie keer beland ons in 'n situasie wat ons vol skuldgevoelens is, omdat ons nie getuig nie, omdat ons nie vertel nie, omdat ons nie deel is van dit wat Jesus wil hê ons deel aan moet hê nie, net omdat ons bang is, wat gaan die mense sê? Hoe gaan die mense optree? Hoe gaan die mense reageer? En hier kry ons hierdie pragtige belofte, dat Jesus se Heilige Gees in ons uitstort, sodat wanneer ons in daardie situasies beland, ons nie hoef bang te wees nie, ons nie vreesbevange hoef te raak nie, ons nie hoef terug te deins nie, maar kan weet dat juis in daardie situasies is die Heilige Gees daar, om vir ons te sê wat ons moet sê, hoe ons dit moet sê, watter woorde ons moet gebruik, en raak ons baie keer verstom oor wat gebeur wanneer ons in daai situasies beland, en ons na die tyd terugkyk, en ons vir onsself sê, wow, hoe het dit gebeur, waar het daardie insig, daai wysheid, daardie oomblik vandaan gekom, en dan besef ons, man, dit was die Heilige Gees, wat ons in daardie oomblik gegee het, wat ons moet sê, wat ons herinner het wat ons moet sê, wat ons geleer en onderrig het wat ons moet sê, en dat ons uit daardie situasie uitstap, miskien nie dadelik as 'n oorwinnaar nie, en voel partykeer ons het misluk, maar so met die tyd kom ons agter, hoe die Heilige Gees dit wat ons gesê het, wat hy gesê het ons moet sê, gebruik, om in daardie mense se harte te werk, om hulle ook te oortuig, van waar hulle staan in Christus, en daarom wil ek jou kind van die Here aanmoedig, maak seker dat jy sensitief raak, vir die stem en die leiding van die Heilige Gees, dat jy oop is om te ontvanklik te wees van daardie influistering van die Heilige Gees in daardie moeilike oomblikke wanneer hy jou wil gebruik om vir Jesus se getuie te kan wees, dat jy nie hoef terug te deins en bang te wees nie, want die Heilige Gees gaan daar aan daardie oomblikke vir jou sê wat jy moet sê en hoe jy dit moet sê en wanneer jy wat moet sê. Die vierde saakie wat hierby insluit en wat ons almal so goed ken, maar wat soveel kinders van die Here nie beleef in hulle lewe nie, is die belofte van Handelinge 1 vers 8. Toe Jesus daar op die berg staan en gereed maak om opgeneem te word, praat hy met sy disippels en dan gee hy vir hulle hierdie kosbare belofte wat ons almal so goed ken. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.
Jesus het sy gees vir jou en vir my gegee, om ons toe te rus met krag, om ons toe te rus met dit wat ons nodig het, om staande te kan bly, om oorwinnaars te wees, om ons toe te rus, sodat ons getuies kan wees, om ons te bekragtig, om uit te staan in hierdie deurmekaar, in skewe, en krom, en verdraaide geslag, waar ons lewe, dat ons kan uitstaan as koningskinders. Hy wil jou en my kom toerus met krag uit die hoogte, om te wees wat hy wil hê, jy moet wees. En daarom is dit so belangrik, dat jy en ek sal seker maak, wat Paulus vir die gemeente in Efesiërs sê, in Efesiërs 5 vers 18, moenie julle aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat julle deur die Gees vervul. Het is so belangrik dat jy en ek as kind van die Here in hierdie tyd wat ons lewe sal seker maak dat ons vervul is met die Heilige Gees. Dat ons sal oorloop van die Heilige Gees. Dat ons dat ons sal van die volheid van die Heilige Gees uitstraal, omdat ons toelaat dat die Heilige Gees ons totale wese vervul. Nie net ons siel, nie net ons emosies, nie net ons gedagtes nie, maar elke aspek van ons lewe. So maklik laat ons toe dat omstandighede van hierdie wêreld beheer neem, soos wat drank van jou beheer neem en jou dronk maak, en dat jy dit verloor. So kan die wêreld ons ook baie keer dronk maak van plesier, van genot, wat tydelik van aard is. En verloor ons onsself, verloor ons beheer oor ons lewe en ons omstandighede. Nou kom Paulus en hy sê, nee, moenie dat hierdie goed gebeur nie. Moenie dat die dinge van die wêreld en die plesier en die begeertes van die wêreld jou lewe beheer nie. Nee, laat toe dat die Heilige Gees jou vervul, dat die Heilige Gees jou beheer, dat die Heilige Gees jou lei, dat die Heilige Gees jou bekragtig, dat die Heilige Gees jou vol maak, soos die woord van die Here dit stel, dat hy jou kom doop met sy Gees, sodat jy kan vol word en oorloop van die Heilige Gees, sodat jy kan krag hê om staande te kan bly, krag hê om 'n getuie te wees, krag hê om dit uit te leef wat jy glo elke dag. Kind van die Here, kan ek vanmôre vir jou vra, hoe vol is jy van die Heilige Gees? En het jy al toegelaat dat die Heilige Gees jou lewendig maak, elke oomblik van jou lewe? Het jy die Heilige Gees toegelaat om jou te begin leer, jou te onderrig, jou te herinner? Het jy toegelaat dat die Heilige Gees in daardie moeilike tye en oomblikke jou leer wat jy moet sê en hoe jy dit moet sê? En is jy al aangedoen met krag uit die hoogte? En is jy daagliks besig om jouself oop te stel, beskikbaar te stel, dat die Heilige Gees jou kom vervul, tot oorlopends toe, sodat jy regtig in volheid, in heerlikheid, in oorwinning kan lewe, daardie lewe wat Jesus vir jou kom moontlik maak het, daardie lewe wat hy vir jou kom gee, toe hy jou vrygekoop het van jou sonde, toe hy vir jou die oorwinning behaal het aan die kruis op Golgotha, toe hy opgestaan het as oorwinnaar van die dood en die graf, hy opgevaar het na die hemel waar hy sit aan die regterhand van God die Vader, waar hy koning wil wees van jou lewe. Het jy al toegelaat dat hy jou kom volmaak van sy Gees, sodat jy in krag en oorwinning kan lewe. Mag die Here ons almal daartoe help. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons weer vanmôre kan hoor van wat U vir ons kom doen het. En waarom U gesê, dis voordelig dat U weggaan. Want deur U weggaan, het U U Gees vir ons gegee, om in ons te kom woon, om ons te leer en te onderrig, om ons toe te rus met krag, om ons vol te maak van sy teenwoordigheid, en wat altyd gereed staan om in elke situasie ons te sê wat ons moet doen, en hoe ons dinge moet doen. Baie dankie, Here, vir hierdie oorvloedige lewe, wat tot ons beskikking is, en ek bid, dat U ons sal help om daarin te begin lewe,
dat U Heilige Gees hierdie lewe 'n werklikheid sal maak in elkeen van ons lewens, elke dag. En ons dank, ons eer, ons loof, ons prys U, want U is waardig om aanbid te word. In Jesus kosbare naam. Amen. Baie dankie. Mag ons weer môreoggend, as die Here ons spaar, of môre in die dag by mekaar kom, tot môre aand, wanneer U ook al hierdie video kyk, en dat dit 'n geleentheid sal wees, wat ons almal meer sal leer, oor hierdie oorvloedige oorwinningslewe in Christus Jesus, deur die Heilige Gees. Amen.